So ek is regtig op 'n missie rondom dit ding. En soos ek nou gesê, mense wil nie graag die goed hoor nie. Dis hoekom jy net so 'n paar mense is. Dis presies hoe dit gaan. Ek het nou eendag geluister na 'n ekonoom van Suid-Afrika. Ek kan nie sy naam onthou nie, maar die man is baie kloek. En hy's 'n ekonoom wat in 'n dorp 'n bespreking gereël het. Om die mense te sê wat in die wêreld in ons land se ekonomie aangaan. Dat is geestelik nie. En toe sê hy, dis nou nie dat hier 500 mense die ingestorm het, toe ons begin het nie, net 'n paar mense gekom. Mense wil nie die goed hoor nie. Die tyd wat kom, sê mense, godsdienstige mense sê, maar die Here sal dit nie aan my nie. Dus sien, hulle dink dis die Here wat hierdie goed nog doen. Dis nie die Here wat dit goed doen nie. En dit is so belangrik om te verstaan, so ons gaan vanaand 'n bietjie lekker chat daar. Okay, nou wat vir my moeilik is, ek gaan baie van notas afwerk. Dit is baie goed dat ek moet raak. So dit gaan nie 'n normale bediening wees vloei hier al daai nie. Ek het 'n bietjie lekker gesels oor goed, maar ernstig gesels oor. Dis regtig vir my baie ernstig hier. In 'n tyd van goeie nuus, want ons is draers van goeie nuus. Christus is goeie nuus, die evangelie is goeie nuus. Is dit vir my moeilik om slegte nuus te deel? Dis vir my moeilik. Dit is vir my moeilik om vir iemand te sê, Christus is alles in jou, en jy het alles ontvang, maar jy is op moeilike tyd. Jy het mens wel wegskraam daarvan, want alles is dan reeds vir jou afgehandel, alles is dan reeds gedoen. Want ons dit nie verstaan nie, so vir my is dit nog net moeilik om met jou te praat. Maar jy soos klein sit, of wat jy verskuif, en wegkijk, ek wou nie kry afpijn, of nou te bid. Ek sê jy moet so op ons sy kom. Maar dis 'n haar bietjie plat vandag. Die gestek nou in 'n tyd van goeie nuus, net om vir myself te motiveer. Toe Paulus aan die goeie nuus verkondig het, was daar 'n profeet Agabus. En hy het vir hulle kom sê, daar kom 'n droogte. Toe sê Paulus nie vir hom, jy sê, ons is besig met goeie nuus, dan kom jy met slegte nuus nie aan. Jy het onmiddellik gehoor wat hy sê, dat onmiddellik gaan help, waar hulle weer die droogte. Onmiddellik gereageer. En lees dit daar belangrijk. Die evangelie van Jesus, die goeie nuus van Jesus, Jesus is goeie nuus. En Jesus het nie altyd vir die mense net goeie nuus gehad nie. Mattheus 24, waar ons nog gepraat het, hy die mense by mekaar getrek en hy het hulle mooi vertel van die moeilike tye wat kom. Want lees Mattheus 24. Hy het van hulle gesê, vlug na die werk. Hier kom groot moeilikheid vir jou. Jy moet sorg dat jy nie swanger raak. Ek gaan vir jou baie moeilik wees as jy swanger is. Jesus het vir hulle goed gesê. So hy het slegte nuus gebring terwyl hy goeie nuus is. Hy is die evangelie. So ons moet nie wegstaan daarvan nie. As jy sien die vyand kom word, met ander woorde, ons kyk na tekens. Ons gaan nie blind hierdie lewe nie. Ons kyk wat aangaan rondom ons. En ons moet ons lewe reg daarvoor. Ons moet dit nie net eens van gestoot en dan as die pop op die veld stryk, soos hulle sê, dan skielik ons die storie, dan is dit te laat. So daarom, ek wat glad nie 'n ekonoom is nie, ek is glad nie ingestel op geld, ek wil graag hê, maar ek is glad nie ingestel op ek is nie ingestel op finansies nie, ek is nie ingestel op die ekonomie nie, ek het nog nooit in my lewe gestem nie, ek het nie 'n saak gemaak nie, eerlikwaar, ek het nog nooit dit gedoen, ek het nog nooit belang gestel in politiek, maar die laaste is 5, want as ek laas hier 3 maande terug. 29ste Julie. Dankie weer vir die saam. Waarom is het weer? Dit is, want sy ken die datum is altyd so. Sy weet hoe wat ek vir jou. Maar toe, voor dit, het ek regtig begin bel, want skielik het dit wat ek gesien het in 2013 weer wakker geword in my. En het ek begin agterkom wat regtig aangaan in die wêreld en wat regtig aangaan in ons land. Begin die prentjie al beter en duideliker sien. En as ons lewe nie gaan rig nie, gaan ons probleme hê. Eerlik, ons gaan probleme, as jy
dink jy miskien nou probleem. Dis goeie. Alright. So jy verstaan nou, my hart is om julle te help. Esegiel 33 sê, agter op die muur, wat sê dit? As jy weet die moeilikheid en jy sê nie, dis net 'n beginsel dag. As ons weet die kom moeilikheid en ons help nie mekaar en praat met mekaar en wat is as ons hypocrites is. Ons moet mekaar kan help. Maar ongelukkig wil die mense nie hoor nie. Mense skram weg daarvan, want hulle dink dit kan nie my gebeur nie. Veral godsdienstige mense, sê dit nou in die kamera. Veral godsdienstige mense, want hulle dink Jesus gaan kom en hy gaan kom help. God gaan sy gebed antwoord en nou in die hemel en iets kom doen vir hom. God gaan hom beskerm, want hy wat in my is groter as hy in die wêreld as hy gebruik al hy skrifte. Intussen is daar mense wat besluite neem, wat 'n beheer is, wat jou raak. Jy kom bid in die blou, gaan geen verskil maak in jou lewe. As hulle sê hulle gaan die wit is dood maak, dan sal hulle wees met wit is dood maak. Jy kan niks aan doen nie, hulle gaan dit doen. Jy moet jouself net posisioneer en ingestel wees in binne in die koninkryk van God en verstaan wat aangaan en so jou lewe rig. Dit is so belangrik. Okay, is jy met my? So belangrik. Ek gaan net vinnig oor hy droom weer praat. Ek wil weer eers van die droom. Net voor ons kom met laas. Daai aand, die hele wat nou weet nie. Dis nou 29 Julie. Daai aand, dit is 'n ding wat skielik gebeur het. Hulle sjou het die man geval en dan was die krag in die stal nie en ons het reeds gereed om te kom en toe dog ons daar gaan alles nou toe dog nie ons moet kom met brand hier in my hart. Daai aand droom ek. Ek droom nie sommer nie, maar daai aand droom ek. En ek sit in 'n stal soos die, daar staan hokkies, 200 mense sit daar. Ek weet daar's 200 mense. Was so Christus wat nie kerk is om toe te spreek. Toe hy klaar is, toe stuur my eintjie op en hy sê, en hy gee my kans om te praat. Ek begin praat, toe staan iemand op en praat my dood. Ek weet nie wat hy gesê het en ek stop. En Christus sê toe weer, nee maar ek moet praat. En ek gaan weer aan toe weer begin praat, toe staan weer iemand op en praat my dood. En toe begin daar so 'n houding soos mense met mekaar begin praat. En so begin hy die saal uitloop. En die droom eindig waar ek in die hoek staan van die saal en 4 mense het vir my kom vra wat wil ek sê. Toe besef ek aan die einde van die droom dat, of toe verstaan ek op vir my te help wat ek kan verstaan, 4 uit 200 mense sal luister. Of hulle iets daaraan gaan doen, weet ek nie, maar hulle sal bereid wees om te luister. 4 uit 200. Linda het hy self aan die woord gehoor. Sy het altyd, so die Heilige Gees wat praat, sy hoor letterlik met sekere goed wat God vir haar sê, wat Vader vir haar sê in die nag, en sy het gehoor. Gelukkig is jy. As jy oor het en jy hoor. Ja, gelukkig is die wat oor het, wat hoor. As baie mense wat oor het, hulle kan hoor, hulle wil nie hoor, hulle wil nie luister. So gelukkig is jy. So die 4 mense was gelukkig om het te kon hoor. Hoekom ons altyd daai aandag oor kry, ek besef net, dit is 'n realiteit, die goed wat ons oor praat, en ons moet luister, en ons moet ons lewe gaan rig daarvoor. Okay, nou gaan ek net vanaf met hulle praat oor die visioen. In 2013 het ek hierdie visioen gehad, en ek vanaf daar, dit net aanraak. En hy maandag in 'n kantoortjie wat ek gehad het, ek en dan besluit te maak oor ons finansies, en ek het daar gaan sit, met die doel van vandag wil ek hoor, want ons maak nie sommer net die stem, ons wil eers luister en weet, maar dit is wat die Heilige Gees ons nou rig. Ja, dus ons weet doen dit nie. En ek het net gaan terugsit in die stoel met die gedagte. Ek het nog gesê, ek het nog niks gebid nie. Daai het nog baie gebid. Ek het nog net begin bid. Ek het net so teruggesit met die gedagte van Vader vandag is dit vir ons gerig gegee. Ek het nog eens klaar dit gedink nie. Toe sien ek die visioen van hierdie massiewe gebou, strukture soos 'n groot stad, 50 verdiepings, 40 verdiepings, 30 verdiepings, groot strukture, wat so in mekaar tuimel, so die een en die ander val so in mekaar. Nou my vraag was, Jesus, ons het geld, ons moet iets mee doen, ons weet wat ons moet doen. Dis my vraag. Hier sien ek hierdie strukture wat in mekaar val. Ek
ek skrik en ek gaan sit voor die punt van my stoel, want ek besef, wow, nou is hy besig om iets vir my te wys. Nie wat ek gevra het nie, maar hy is besig om iets vir my te wys. So ek het nie 'n agenda gehad oor die land gebid of enige iets nie, of oor die ekonomie gebid. Ek het dit nie 'n gedagte gegee nie, maar toe sien ek die struktuur onmiddellik, toe ek dit sien, ek sit voor het, onmiddellik is die gedagte by van Josef en Farao. En Farao het 2 keer gedroom. Maar vetare, 7 vetkoeie, 7 maarkoeie, maar as die vet is opgeëet, en Josef kom in die tronk uit, en roep hom, en hou hulle van hom, en hy sê vir hulle maar, vir die Farao, jy kom 7 vetjare, en dan kom maar 7 maarjare, bou vir jou skere, sit, laat die mense belasting betaal, dat hulle koring en goed bring, maak die skere vol, sodat jy die wêreld kan voed, vir die volgende 7 jaar. Ons weet wat met Josef gebeur, dus hy aangestel. Hy het 2 keer gedroom, hy het 2 drome gehad, arm en koeie. Onmiddellik kom die volgende gedagte na my van 'n woord wat ek gehad het in 1992. Dat was baie van dit nog eens daar. In 1992, waar ek gaan 'n bietjie die storie inkleer hierso. Ek kan nie onthou dit laas vir julle 'n bietjie vertel daarvan. Maar dit is vir my baie belangrik hierdie, want wat daar gebeur het was eintlik 'n wow, en ek sien meer die verbintenis. Onmiddellik herinner die Heilige Gees my aan daai visie wat ek gehad het, van 'n besigheid. Ek sien. Nou wat gebeur het in daai tyd, was ek en my oorlede vrou, ons 4 kinders, tot by my ma in Woensdag by my pa se vrou oorlede in Bellville, in die Kaap. En baie soekend, want ek moes gedurig antwoorde kry, ons het nie geloof geleef, ek het nie verdienste gehad, geld gehad. En daai tyd het ons getrek in 2 jaar 42 keer. Soos wat die Heilige Gees vir ons sê, pak ons. Weet ons niks verder, en sê jy iets, en doen ons dit, en sê ek kry container, gee die weg, doen daai met daai, en so kry ons kontak, en sê ek nog aan die persoon, en dan skryf ons, en ek geloof, so het ons geleef vir 10 jaar, sonder enige inkomste, elke dag ek weet, elke dag keer, niemand het geweet, ons kry swaar. Mense gedink is as ryk. In elk geval. So ek verstaan dit ook vandag beter. En daar in allerlei dorpe waar ons gebid het, ek seker goed gesien, en mense wat saam ons gebid het, seker goed gesien oor die dorp, en as die dorpe nie goed gewaarsku, daar is alles vir die tyd soos nou. Al die goed is vir die tyd soos nou. Ons het bloed gesien ook op die straat. Vir die tyd wat voor lê. Daai dit ons al die mense van waarsku, bekeer julle! Hier kom nonsens, as jy jouself verkeer, die God is kwaad. Jy sien, dit is nonsens daai. Maar dis ons het verstaan. Vandag maak alles meer sin vir my. En ek kan verstaan hoe ons rondreis. En ek kan verstaan die insig wat ons gekry het in die dorp, wat weet is vir dis vir die tyd wat kom. Tyd wat nou voor ons lê. Maar in elk geval, hier val mense, hier kom ook mense aan die woordstel weer. Ken mense van geen kant en ek kom van Keizer die af, sy is die dokter. En dan kom selfs so 'n bietjie, trek vir ons 700 in die hand, hy het 700 baie geld, en sy voel, ek weet nou nog nie waar aan ons gekom het, sy voel, die gedagte kom by hom, ons by die spesifieke man die kom die bel in die besigheid. Dan kyk hoe werk die. Nou op daai stadium het ek alles ondersoek, as daar iets oor my pad kom, wat miskien 'n rigtinggewende ding is, dan ondersoek ek. Ek volg het op, maar miskien is hierdie net 'n way, ek weet dat ons kan beter gaan. En ek volg het dadelik op, en die volgende dag gaan sien ek die man. En ek weet nie wie sy nie, ek weet dis 'n besigheidsman. En hoe die mense bring dit kom in die lewe. Ek weet of nog aan groceries koop, ek sê maar dan. Stap ek daar in by die kantoor. Jy instap te sien en hier is geld. As jy net kyk na die meubels en die gordijne, die hele atmosfeer is, papa, hier is geld. Stap in die man se kantoor en dit is 'n huge kantoor, so die helfte van die massive kantoor, weet jy, die bierhout gerakke, die massiewe lesenaar, so groot kopperaan, die skrif op. In elk geval, ek gesit daar, ek sit om die wereld is, en ek weet nie hoe kom as ek hier doen, maar mense het gesê hoe die dat doen. En toe begin hy met my check, maar ek ervaar hierdie ryk man het aura, as 'n man het baie geld het, hy het 'n atmosfeer rondom hom. En hy vra my 'n paar vrae, maar goed wat in sy eie lewe gebeur en hoe sal ek dit hanteer en so aan.
Hier begin die man heel, dit is 'n groot volksman. Ek sê dat, bietjie lekker wat hier aangaan. Nou hy die man, hy's rarig baie behoor, hy. Toe hy bedaar het, dan is die checkboek uitgeskryf, vir my check uit. Ok, dis van R2000. Ek dog eens ek het die een nog gemis, ek hoop as 20.000. As ek so kyk, dus 2000 is nog steeds baie te goed opgeld. Kon ons my ma lekker bless met daai. Maar in elk geval, nou stap ek daar uit, nou is ek terug huis toe, en ek kan nie lekker verstaan wat nou hier aangaan het, behalwe die hele. En nou dra daai man op my af, want die man het nou nie voor ek begin hy hoekom hy kennis. Ek sou dink as die man so lang gekry het, en ek op by hoekom hy man so breek ek op. En toe begin ek bid vir hom. Nou eendag daar vanaf by die kommandoster kantoor het ek daar by stoep op gaan bid. Bid vir die ou. Hoor wat gebeur. Nou jy sien die aanloop nie. Ek sou nooit met die man uitgekom nie. Vreemde mense kom sê vir ons moet aan die man toe. Die man begin hy voor. Weet goed wat gebeur. En terwyl ek bid, ek sê vir my die Vader nou nie vir my wys wat hier aan gaan. Hoekom het die man begin hy wat gaan aan? Ek vir die ou bid, wat gaan aan? Toe ek dit sê, toe sien ek 'n visioen van Gemsbok, hy bokke met die recht word en hy mooi bokke. Die boonste stuk van die skedel, die wit gedeelte, hulle sny ons die trofees so by die twee horings, die wit gedeelte is op 'n blokkie hout is vast in die muur. Kijk, dit gaan gehoor, maar ek moet dit weet. En ek sien in die bokant van die een horing is 'n swart handskoen en die ander horing is 'n wit handskoen. En toe ek dit nog so sien, toe trappel vloed die horing met die swart handskoen los af. En die Heilige Gees sê vir my, a house that is divided will not stand. En ek besef, daai hele besigheid gaan fout, ek weet nie wat hulle doen nie, ek weet nie of hulle, ek weet nie eens geweet hulle twee verloot nie, ek was geweet van hulle af. Hulle trek ongelyk, is ongelyk en hulle, daai besigheid geval kan nie staan. En ek maak met hom 'n afspraak, gaan sien hom by sy huis, wat toe breek hier doen. Gaan by sy huis, moet ek vir hom gaan sê, sorry, jou besigheid gaan nou fout. In 'n oomblikse tyd. Dit daai praat vir my van baie goud in 'n oomblikse tyd. Woem, af is die horing. Alles is daarmee. Nou wat is die kans dat so iets kan waar word? Wat is die kans? Daai besigheid was 400 miljoen sterk op daai oomblik. Dit ek aan die tyd gehoor. Okay, ek gaan nou nie sê wat die persoonlike die man en sy rekening gehad, die baie gehad, en mense baie gehad. Dis 'n besigheid wat 2 jaar bestaan het op daai stadium en dit is skyrock op baie gehad. Nou kan jy sien, daai man staan op 'n woord van blessing wat oor hom geprofeteer is wat na sy kant toe kom. En nou het vir hom gebeur. Nou kom sê ek vir hom, dis wat gaan gebeur, jy trek 'n ongelukkige jeug jou besigheid uitverloor. Ek kom waarskuur my. Hy sê my kan nie afvaar nie, sorry, want hy het geword, dis nou sy tyd van seën en hy word geseën. En ek verstaan my skrif nie reg. Kan nie dit in 'n besigheid toepas nie. Okay, hy was saam met François de Toy gesê die Bybelskool. Ja, 'n paar jaar voor dit was hy saam met François de Toy. So hy is 'n ou wat geregtigheid verstaan. We are the righteousness. Hy het net geregtigheid teachings geken. So hy was vernuwend as hy dink. In elk geval, langs toe die kort, ek raak betrokke in 'n gemeente, Bethel, stel my in Kuilsrivier, stel my permanent aan, 4 maande down the line, kom ek weer daar in, by die huis, die oggend, ons net lekker vir ons fellowship, en net ons dinge gaan doen vir die dag, die leier van my gemeente vat my, hy sê, nie hoekie van die erf, 2 bakstenen, gaan sit, ek toch, wat gaan loop hier. Hy sê, wat weet jy van die besigheid af? Ek sê, die het niks van hulle af. Hy het jy nie 'n woord gehad van, ek sê, jy het nie 'n woord gehad van, is dit, nou, hulle is die 'n woord gehad. Hy sê, vertel my. Hy sê vir my, vanoggend was die een van hulle weg. Ek weet nie of hom nog gekry het. Die een van hulle was weg. Wat gebeur het, die oggend by die kantoor gekom, omdat het opgegaan was gewerk, gesien die vernoot se daar staan nog aan. En jy sien die man, hy sien die man kom nie op, die man kom nie op nie, waar is die man? Hy gaan afkraak, dus daar moet hy hier op sy kar. En van die oomlik was hy weg. En hy het nie veel van die besigheid se geld gevat. Hy het maar afvat wat syne was, soos ek het gestaan. En daai selfde dag kom hulle konfiskeer alles. Die polisie stap al en hy beslag op alles. Baie mense het baie geld
miljonairs het my vertel, mense wat beleef het. Uit Pretoria met die oorlog, wat gehoor het van my, sê, hoekom het jy nie voor, hoekom het jy nie gesê nie? Ek het niks, ek het vir jou gaan sê. Nou onmiddellik herinner die Heilige Gees my toe ek hierdie goed sien. Vaar met 2 drome gehad. Arme koeie. En hy vat my onmiddellik oor my hierdie ding. En hy sê my so seker, soos wat dit gebeur. Nou, weet dis jy. Wat is die kans dat so besigheid in 'n oomblik val? 'n Besigheid raak slegter, dit gaan agteruit en later is daar finansiële probleme. Dit gebeur nie net woed, dat die een hoor afgetrap word. So die vraag is. En dis presies wat gebeur het. So wat vir my getref het, ek het geskrik toe daai man vir my sê, die leier van my gemeente, hy vir my sê dit wat gebeur het, is skrik, besef hoe, wow. Mens besef nie, jy het 'n ding op jou hart en jy skeer dit af en jy laat eintlik maar gaan, en wat is die kans dat dit kan gebeur? En dit presies so gebeur. En dit sê vir my, dat die Heilige Gees gebruik het vir my, dit sê so seker. Wil jy dit gesien het, so seker, 2020 kom jy totale ekonomiese val. Nou ekonomies sal vir jou sê, so bijvoorbeeld Zimbabwe, Venezuela, daai plekke, hulle hyperinflasie kom oor jare, 15 jaar. En nou is hy land in sy kanaal in die opgenomen. Dis wat ekonomies sê. Hulle sê behalwe as 'n oorlog is. 'n Oorlog verander dit dan heeltemal net so. Ek weet dit gaan gou gebeur. Dis net so seker dat dit in 'n komende tyd gebeur het, so seker gaan dit gebeur. Ek het in 2013 gesien, 2020 is die tyd dat hierdie goed gaan regtig gebeur. By die ekonomie aanbetref. Gaan daar regtig op die wiele gaan afkom in die land gaan. As nou 'n klink. Okay. So dit is nou net die visioen. Nou besef ek ook in veral in hierdie tyd, as ons nie die kennis het nie. En dis regtig maar 'n feit hierdie. As ons nie die kennis het, dan gaan ons nie gronde gaan. Soos Linda sê, wat beteken dit om teen die gronde te gaan? Dust unto dust. Jy gaan letterlik dood. Hoekom gaan 'n mens dood? Onkunde. Jy gaan nie dood van siekte. Jy gaan dood van onkunde. Mense is siek tot die dood omdat onkundig is. En godsdienstig is. Hulle wil genesing verdien. Hulle aanvaar nie, hulle is maar gesond en hulle leef nie asof hulle reeds gesond is nie. Hulle gaan nie dood. So jy gaan dood omdat jy die kennis het. Anders gaan ons nie doodgaan nie. As ons reg verstaan wie ons is, kan ons nie doodgaan nie. Ons is nog nooit God se bestel nie. Ons is nog nooit in sy gedagte om jou te skep en vir jou dis 'n vervaldatum te gee. Okay, ons maak jou vandag, want as jy gebore? Okay. Nou, toe sit tel God 70 jaar by en hy sê, okay, dis jou vervaldatum, hy plak dit agter op die kop. Om te sê, maar okay, jy het 'n vervaldatum. Jy sê, ons het nie vervaldatum, sê, God het ons vervaldatum gegee. Die melk het jy. En dan sier wat. As jy maar mense wat sier het, maar ek kan nie vervaldatum. Ja. So, ons gaan ten gronde as gevolg van gebrek aan kennis. Die skrif in Hosea sê dit, en die skrif in Jesaja sê, daarom gaan my volk in ballingskap, in gevangenskap, dis besig wat in die wêreld gebeur, so ek gaan nou met julle praat oor. Ons is besig om gevangen geneem te word deur 'n stelsel. Weens 'n gebrek aan kennis, en hulle aansienlikes word hongerleiers, en menige versmag van die dors, as gevolg van 'n gebrek aan kennis. So hoekom bly mense honger? As gevolg van 'n gebrek aan kennis. Dis die enigste rede hoekom daar fout gaan met die mense, omdat daar die kennis is ontbreek. Dis almal wat gaan. Dis nie oor iets wat jy gedoen het of wat ook al. Dis net die kennis. So in hierdie tyd nou is dit so belangrik om te verstaan wat aan. Sodat ons lewens kan regrig. Okay. Nou die ander ding wat ek net vinnig wil praat, want baie mense, ek kan verstaan dit nie, ek het self al lank verstaan. En dit is dat natuurrampe, byvoorbeeld natuurrampe, en ons soos ek al gesê het,
het ons altyd gedink het met God te doen, want ons het geglo God is in beheer. As jy God het sy beheer verloor, die dag toe hy sê, kom ons maak mense na ons beeld en ons laat hulle heers. Toe verloor God sy beheer oor die aarde. En het afgegee. God is nie in beheer. Maar as jy dink God is in beheer, dan kan jy dink, maar hy laat het tsunami gebeur om raai mense te werk, of hy laat die storm kom, of hy laat droogte gebeur. Hoekom bly mense dors, want is droog? So hoekom word het droog? As 'n gevolg van gebrek aan kennis. Okay. So natuurrampe het niks met God te doen. Ekonomiese val en finansiële probleme het niks met God te doen. Dis besluite wat ons neem. Dis besluite wat mense neem. As hy ons besluit die petrolprys gaan op, dan affekteer dit ons. Ons sê nie, ag die Here sal dit nie aan my laat doen, kom by die pomp. Die petrol is nog steeds cheap. Nee, jy betaal dieselfde prys. Jy verstaan nie. Jy betaal nog steeds dieselfde prys. Al dink jy nou, maar dit gaan met my gebeur nie. Die Here weet, my budget kan nie dit toelaat nie. Dit is net deel daarvan. Maar hoekom? Ons is een liggaam. So as ek besluit, my liefie, dan maak my mekaar. As ek besluit, ek gaan my hand in die koopbaar gebruik. Die kop besluit dit. En ek sê my hele hand opdrag om te doen, dan kry jy die handjie wijsheid en die hele lichaam doen. Jy sien, die hand kon jy nou sê, maar ek hoor van God, kan nie met my gebeur, maar dit moet jy gebeur. En dis precies waar ons die God mislik, en dis ook ons nie onsself voorbereid, want ons dink dit kan nie met ons gebeur nie, want ons het ons hartjie aan Jesus gegee, en hy sal vir my beskerm. Ons en ander mense gepraat, wat sê dit vir ons regheid, Jesus sal dit nie toelaat. Hy sal dit my toelaat, wat gaan kerk toe, en ek het my hart opgegee so. Dit sal met my goed gaan. Sê, dit sal ons verstaan nie, die hele kom sê van wie ons is, die mens op sy lichaam. Ons allemaal in Suid-Afrika is deel van sy lichaam. Maak nie saak wat jy doen, deel van sy lichaam. Dat is een lichaam, een brood. As ons dit kan begin verstaan, dan kan ons verstaan dat goed met jou kan gebeur om ander mense seker te besluit. Soos die rentekoers môre opgaan, dan affekteer dit ons. As die bank môre besluit, dan gaan nie jou geld vir jou gee nie, dan affekteer dit ons. Jy verstaan, die oomblik die wetgewing uit na 2008, 2009 met die ekonomiese probleme in die wêreld verander by die banke. As jy nou jou geld in die bank sit, hoor die geld in die bank. Wat denk jy aan? Dit het julle nie. Ek het ook nie geweet, nou weet ek. Die meeste onveiligste plekke waar jy jou geld kan sit is in 'n bank. Maar dit behoort nie aan jou nie. As die bank môre probleme het, dan hou jy jou geld. Hy het die reg om te doen. Jy is net 'n beneficiary. Jy is 'n beneficiary van daai geld. So dis die vertroue wat ons in die banke gehad het, ek weet, oral is die vertroue besig om minder te raak met banke. Banke is 'n groot probleem, maar ek bedoel nou net, as hulle daai keuse maak, dan wat kan jy maak om jou geld te kry? As jy besluit, gaan ek jou gee, gaan ek jou gee. Jy kan maar probeer trek. So hierdie rampe, en hierdie natuurgoed wat gebeur, daar's iets wat in die aarde gebeur. Sien, ons bly op die aarde wat aan die Here behoort. En nou behoort dit aan ons. Ons moet heers daaroor. Nou almal heers die reg daaroor. Ek dink as baie min mense, want min mense verstaan hulle heers. As die regering verstaan die opdrag wat hulle het om te heers oor die aarde, sal dit vir ons net baie makliker wees. Dan sal hulle besluite neem wat ten goede is. Hulle sal nie die geld vat en wag totdat droogte kom en ons besef maar in die kamp het ons nou nie meer water nie. Hulle sal gesorg die laaste 10 jaar by die programme te bly, omdat daar geld is, dat daar genoeg water sal gewees. Ons sou nie nou so droogte gehad het, so min water gehad het, maar hulle is 10 jaar agter met hulle instandhoudingsprogramme en hulle vooruit beplanning. Hulle het dit nie gedoen nie. So nou is hulle gemaak. So as hulle besluit het om te heers en reg te heers,
So ons het 'n probleem gehad. So ons se lewe makliker gemaak. So wat gebeur? As iets fenomenaals besig om te gebeur in die aarde. En Paulus het geweet wat dit is. En ons gaan gou vinnig kyk na, ons kan verstaan hierdie natuurraam. Is dit God wat besig is? Praat hy met die mens? Wil ons op toespreek? Nee. God sal nooit jou te nakom. Nooit. Hy is altyd vir jou. En al sê iemand daarbo, maar ons gaan jou geld hou, is God nog steeds vir jou. Jy kan nie jou geld kry, maar hy is nog steeds vir jou. Dit is nie sy skuld dat daai mense dit gesê het. Dit is nie hy wat nou vir jou 'n blik druk, sodat jy van jou sonde verloor het. Dit is ons al hy gemors geglo. En dit is nie die waarheid. God is 'n liefdevolle Vader. En hy sal niemand te nakom. Al ken hom nie, al herken hom nie, al bid hom nie, wat ook al. Hy sal niemand te nakom. Dis die mens, wie Christus doodgemaak. Ons het geglo God het. Hy het sy bloed op Christus uitgehaal. Dis die mens. Dis maar hoe die mens is, wat ons verstaan nie wie is. God se hele hart, of Jesus se hele hart in daai besigheid van sy kruisiging was om Barabbas vry te laat gaan. Kies. Nee, geef ons Barabbas. Kruisig hom. Maar dis God se hart. Laat die gevangene vrykom, maak nie saak wat hy gedoen het nie, maak die vry. Ek sal dit vat, maak hom vry. Sien, dis nog altyd God se hart van ons. Nog altyd. Ek gaan nie vir jou, nee, maar hy moet maar 'n bietjie sit, baie na ons van hy moet net so 'n bietjie gaan sit. So 'n bietjie straf ek het nog. Nee, hy sê ook, hy vat my, laat hom gaan. Hy is nie oorlaag. Dis God se hart, en ek dink julle verstaan dit op baie groot mate. En as ons net hierdie goed kan verstaan, dan interpreteer ons alles wat gebeur anders. Ek verstaan vandag goed wat gebeur heeltemal anders. En as ek sien wat mense sê, dan verstaan ek, hulle dink nog God is omgeheer en hy laat hierdie goed toe. Maar hy sal dit nie toelaat oor my nie. Dis hy wat toelaat nie. Dis ander mense wat goed doen. En daar is iets besig om met die aarde te gebeur. Daar is 'n vloek op die aarde. Vervloek is die aarde. God het gesê, hy die aarde vervloek. Omdat Adam nie verstaan wie is hy nie, die aarde vervloek. Die vloek lê nog steeds op die aarde, Jesus het dit gebreek. Maar ons is die wat heers, ons is ons wat daai vloek van die aarde afdaal. Waar ons af, deur te verstaan wie ons is. Die eerste manier, nie deur karmas sê ek weet hoe die weer, deur te verstaan wie ons is, deur vernuwend te word in ons denke, is ons besig om die vloek teen te werk. Om terug te kom na hoe Adam was voor hy nie geweet het wie hy was, is hoe ons die vloek teewerk. Nou as gevolg van die vloek, wat nie die aarde niks verkeerd gedoen om dit te ontvang. Okay? Maar nou is daar manifestasies. Daar is tsunamies, plate skuif, groot branders kom en maak mense dood. Orkaan, mense verloor alles en hulle gaan dood. En al die goed, baie van hierdie goed word deur mense gemaak. As jy dit in die brande, dan word jy staan in die plekke. Meeste van brande word begin deur mens. Dis nie natuurramp nie. Ek was so ver van om te sê dat hierdie goed soos Katrina, die mense kan sulke orkane al maak. Deur laser. Deur science. Die mense raak nie slim. So, dit is 'n goeie manier om oorlog te voer teen 'n land. En daar is vrae rondom hierdie orkane wat nou gebeur. Want as jy deur van daai oog van daai orkane kyk, en maak so oogrieme, dan sien jy dwars deur, soos hulle van die satelliete afneem. En dit ontstaan op sekere eilande waar baie groot weerstasies is. Nou beweer van die mense dat daai goed is gemaak, dit was 'n aanslag teen Amerika. Ek weet nie, ek is nie, maar dit is moontlik om dit te doen. Maar ons verstaan, natuurrampe is buite die beheer van die mens. As daar 'n tsunami kom, jy kan dit keer, jy kan dit nie maak nie. Hoe moet jy bikkel om groot brandetjies soos daai aan te kyk? En ons kan dit doen. Jy kan 'n atoombom laat val, kan ook 'n tsunami veroorsaak onder die see. Okay, so mense kan dit maak, maar mense dink dit is natuurrampe. Vloede, aardskuddings, daar was nou weer groot aardskuddings. En al die goed wat gebeur, daar is iets wat besig met die aarde te gebeur. Nou ek wil dit terugvat na soos van 'n vrou
swanger raak, die vrou raak swanger, en dan weet jy dit nie. Jy loop verby al die weet jy swanger, afhankelijk. Hier is 7 maanden, 6-7 maanden, begin sy nou lekker bijsleep. Hoe mag is jy swanger? Ek het gehoord bijgeleid. Sê net weer beswanger. Dit het al gedeeld. Dit is waar. Oor, dat die vrou net nie gewikkel. Nou voel ek wel net so goed. Later sien jy dit. Aanvankelijk is al miskien 'n bietjie narigheid of so, dat die vrou net. Ek was daar eers, ek was sleg man. Die op 3 maanden. Dis ek was nagehoord ek swanger. Dan kom jy by 7-8 maanden, raak het al ongemakkelijk, né? Jy weet nie wie lyk om te slaap nie, raak ongemakkelijk. Wat sê jy? En dan kom jy by die tyd. En die hele tyd is die verwagting daar van die babatjie. As jy met die verwagting, die kind moet kom. Nou, hoe nader dan die tyd kom, hoe meer is die verwagting. Nou begin die kraanpyne kom. Daai is dan die lekkerste. Ons gaan gelukkig, ons hou net die handjie vast. Ons gaan nie die raak kraanpyne. En nou begin die samentrekkings en dit raak al erger, totdat dit goed gebeur as 'n manifestasie in die liggaam wat wag op die geboorte, wat proses is van die geboorte. Nou dis presies wat Paulus ons praat, wat in die aarde besig gebeur. Die aarde is in baringsnood. En ek het net nou een op en wakker geword, en sê, dis net of ek net die boodskap hoor, ek moet gaan kyk wat beteken die woord baringsnood. Die aarde is in baringsnood. Ek moet nooit gaan kyk wat dit beteken. En toe gaan die hele ding vir my oop. Net gou die paar skrifgies. Ons weet dat die skepping wag met reikhalsende verlange na die openbaring van die seuns van die skepping. Die skepping is in 'n wagtyd. Die vrou, jy kan ook nie sien sy is regtig nie swanger nie, maar sy is in 'n afwagting. Dit is in 'n wagtyd. Daar's 'n baba wat kom. Nee, daar's 'n geboorte wat in plaas vind. Die skepping is in afwagting. Vir wat? Vir die seuns van God. Want die skepping weet iets. Die skepping weet die seuns van God gaan verligting bring op hierdie aarde. Maar die aarde is in distress. Die aarde is nou op 'n tyd wat 'n ervaringsnood is. En soos wat 'n vrou manifesteer net voor die geboorte, so manifesteer die aarde. Dit is nie tekens van eindtye nie. Dit is 'n manifestasie van die aarde wat dan moet geboorte gegee word aan iets op hierdie aarde. Nou gaan Paulus verder. Nou sê in Romeine 8:22 sê, want ons weet dat die hele skepping te same sug en te same, as 'n tsunami 'n land tref, dan kom die mense niks oor nie, niemand bly staan. Nee, te same, gaan ons saam met die aarde deur daai goed. So as jy iemand is wat weet wie jy is, sou jy voor die tyd geweet het, hier kom ons, ek moet skuif. Hallo? Maar ons hoor nie. Soos daar 'n profetiese woord oor 'n tsunami wat hierdie kusgebiede gaan tref, 'n geweldige tsunami. Weet jy wat is daar? Soveel so dat Tafelberg gedeelte 'n eiland gaan wees. Daai water, daai vlaktes gaan deurkom. Daar's hoeveel mense wat daar bly. Dink julle daar's iemand wat luister en sê, ek gaan my goedjies pak en 'n bietjie hoër skuif? Nee, niemand luister. Tot die dag wat dit gebeur, dan. Die mense slaan nie ag nie. Daai man het vir my gesê, ek vervaar nie hierdie woord van jou nie. Ek het soveel rand vir my rekening, hierdie besigheid is so sterk, ek aanvaar dit nie. Presies vandag weer dieselfde. Ek het geluister na 'n profetie van 'n vrou soos in 'n toestand. Sy het so erg beleef hierdie tsunami wat kom. Ek weet, daar gaan 'n tsunami kom op grond van daai vrou gesê. Dit gaan trek, dit gaan aantrek. Maar wat doen die Kaap? So mense wat bly aan. Nee, wat? Ek kan nou sê. Ons het al lekker wat ek is om te drink of ons sou weet. Dis wat mense sê. Dit ek sê. Dis wat mense sê oor die goed. Hulle lag dit af. Hulle verstaan nie God werk in die mens nie, want hy wil die mens dat behoue bly. Maar die mense wil nie hoor nie. So die hele skepping sug tesame in baringsnood tot nou toe. Nou wat beteken my woord? Die Engels sê, for we know that the whole creation groaneth and travaileth in pain together until now. Groaneth.
sug, daai hele ding rondom die idee rondom dit beteken to moan jointly, experience a common calamity. Dis presies wat daai woord sê. So daai woord sê spesifiek, dit is calamities, wat gebeur. En ons ervaar dit saam met die aarde. Dis rampspoed, onheil, 'n ramp, an event causing great and sudden damage or distress. Is dit nie presies wat 'n orkaan is nie? Is dit nie presies wat 'n aardbewing is nie? Is dit nie presies wat 'n tsunami is nie? Dis presies wat dit is. It's a great event. It causes sorrow and distress. And jointly, together with the earth, we go through it. En as ons ingestel is, en ons leef as seuns van God, dan weet ons kan nie daar wees nie, hier kom moeilikheid, so moet skuif. Maar ons verstaan, die aarde is in distress. Die aarde is besig om uit te roep na die seun van God. Die aarde is besig om geboorte te gee aan die seuns van God. Dis die event, dis wat nou besig moet gebeur. Ons is in die tyd van die seuns van God. En hy sê 'n visioen wat ek sê van die gebou wat val. Net nadat ek nou ervaar het die woord in 1992 al die 7 jaar, Josef al die ervaar het, sien ek 'n goue skaal wat tilt. Ek sien 'n groot goue skaal en die skaal maak so. So dit wat onder was hier van rond. En saam met dit weet ons dat dit te doen met 'n welvaart, as goed wat gaan gebeur in terme van rykdom, maar dit is die openbaarmaking van die seuns van God. Dis die tyd wat gaan gebeur. Hulle was nie openbaar gemaak nie. Die aarde is in stres, dis barensnood, die aarde manifesteer, hy kry kramppyne. En ons jointly ervaar dit saam met die aarde. En in hierdie tyd gaan die skale tilt. En die seuns van God gaan gemanifesteer word. Gaan geopenbaar word. Ons gaan sien wie is die seuns van God. Mense gaan dit sien. Want ons leef anders. Ons gaan goed doen, besluite neem wat ander mense sê, wat gaan aan met julle. En dan gaan ons sien die einde van die dag, dis wat daai mense die reg besluit gemaak. Kyk hoe gaan dit hier na ons, en kyk hoe gaan dit waar hulle. En so gaan jy begin verstaan wie is die seun van God. Jy sien, as 'n seun van God ken jy jou pa. Jy weet jou pa is deel van jou. Jy weet jou pa gee om vir jou. Jy weet alles wat jou pa sê is jou. Jy verstaan daai hele konsep. Jy hoef niks te maak, doen om iets te verdien by hom nie. Want jy is sy seun, hy is jou pa. En hy is altyd deel van jou lewe. Dit is family. En hy wil jou beskerm. As jy weer op moeilikheid by haar, sy gaan haar erns verbrand, dan gaan jy nie al los as sy haar verbrand. Jy gaan keer, jy gaan haar waarsku. Ek doen dit met my kinders self. As ons aan 'n leerfietsry, ek wil sê, jy kan val, jy kan seker, jy leer hom, jy sê vir hom van die gevaar wat kom. As jy dit nie doen nie, dan gee jy niks om nie. So dis wat 'n pa doen. So ons Papa Vader wil ons waarsku, of hy waarsku ons. Hy leer Paulus verduidelik vir ons hoe werk dit. Die aarde is in barensnood. Die aarde kreun. En saam met die aarde kreun ons. Ons ervaar die goedsaamheid. Mense luister, ek het 'n video gesien. Nou, waar was my laaste groot aardsking? Italië. Ek kan nie meer nie, maar ek het 'n video gesien dat iemand afgeneem op baie kom, dat mense uit 'n woonsaal uit hardloop. En die mense was gewaarsku daai tyd. Hulle het oefeninge gedoen voor dit hulle verwag gaan iets kom. En die mense hardloop uit en dit voor die vrouens so al hoe hulle paniekerig geraak. En die kameras op die woonsaal loop, die volgende val die hele woonsaal loop om mekaar. En die vrouens begin huil en die troep aan hierdie kant. So die distress, jointly, we go through what the earth is going to be, en die aarde gaan weer drukpyne. En dit is hierdie manifestasie in die aarde, wat ons noem natuurrampe. Dis nie God wat dit werk. Dis as gevolg van die vloed wat oor die aarde gekom het. Die aarde wag nog heeltyd vir ons om weer te bestaan, wie is ons, soos dit was in Adamse tyd. So dat daar net weer aarde kan asemhaal. En net vir homself wees, as ek het gesoek in uitdruk. En daarom gaan ons hierdie verskil sien. Daarom in areas waar meer en meer mense bestaan wie hulle is, en dat God alles vir hulle in plek gesit het en hulle niks hoef te doen nie, en dan niks fout is met hulle nie, en begin daai leef, sal die aarde kalmer raak in hy omgewing. Hy sal meer vrugbaar raak in hy omgewing. Dan kan jy met droogtes wees, want hulle die kennis, dan gaan jy dors mee. Op die oomblik is dit nie
Hierdie woord van genade is besig en van God se liefde is besig om die aarde absoluut te oorspoel. Maar almal vat dit nie, baie hoor dit, maar vat dit nog nie. Dit is baie skepties af. Ja. Maar dit is ook hoe God dit ten goede gaan gebruik. Hy gebruik alles ten goede. So nou gaan die ekonomie val. En God gaan dit ten goede gebruik. Dat hierdie mense nog kan verstaan waaroor gaan dit eintlik. Hier kom baie swaar en moeilike tye vir die mense. Veral in Suid-Afrika is daar 'n ander scenario. Ons gaan nou 'n bietjie praat daaroor. So ek wil net hierdie aan die geestelike kant verstaan. As profetiese woord dit wat nou kom. Ek glo, soos wat daai visioen gebeur het, wat ek het gesien het. Kyk, as mense nou na my toe gekom het en ek het niks van hierdie goed gesien en sê, hoorie, 2020, probleme vir jou, die kom moeilike tye, jy moet jou lewe lig, sê ek gesê, kom ons kyk maar. Ons bly nou lekker op die plaas, hier is nog genoeg water, ons nog gaan kyk. Dis hoe ek so verkeer en so opgetree. En ek verstaan as mense so optree. Maar nou ek het 'n dribbel in my aan, want ek het 'n visioen gesien in 92 en ek was verstom om te sien dat dit so gebeur. Toe ek met daai man in die tronk gaan kuier, want daai man het tronksak gekry. Toe ek instap in die tronk saam met Kempie. Dat die leier sy harte op daai stadium. Toe skrik ek toe my sien. Toe sit hy in ons oor. Toe sê hy vir sy pastor, toe sê hy as hierdie man iets sê met julle asseblief luister wat hy sê. Gaan nie oor my nie. Dit gaan oor God wil hom beskerm teen dit wat kom. Sy goeie pad van Vader, wil hom beskerm uit die oorlog aan te verloor. En toe hy alles verloor, sy huis is in die baie drama gesit, en hy het gesê dat hy tronk gesit. So, ek dink dit is nodig om te luister, toe sien ek hierdie visioen, ek het gevra daarvoor van die val van die ekonomie 2020. En ek kan so seker as ek voor julle staan, dit gaan gebeur. Ons kan dit nie vryspring nie. Ons moet onsself net regkry. Eerstens moet ons reg verstaan wie is ons. Want as jy reg verstaan wie is jy, dan staan jy soos Jesus, want jy is soos Jesus. En hierdie tyd wat groepe mense vir jou sal doodmaak omdat jy hoendertjies het, en dis kos, hulle die kos nie, hulle wil jou doodmaak om hoenders te kry. Gaan hulle nie 'n hand aan jou kan slaan, want toe hulle 'n hand aan Jesus wil slaan, is hy weg. En hy hoenders vir 10 keer vir hulle bril, gaan hulle so skrik van ons is soos wat Christus is in hierdie lewe. Christus kon nie in die kruis gaan hang voordat hy homself oorgegee het. Hy moes gesê, okay, nou kan julle vir my vat. Voordat kon hulle, al wou hulle hom hoe graag dood, hulle kon. Sien, dit is die goed wat ons gaan doen. Ons gaan op 'n situasie sit, ek het dit al genoem, maar daar nie kos is nie, ons gaan die bietjie water breek en almal gaan eet. Dis die manifestasie van die seuns van God op hierdie aarde. Ons weet, ons skep saam met ons Papa. Maar die hele aarde is geskep terwyl hy in ons was. Hy was nog altyd in die wêreld. So skep hy die wêreld. En hy ons skepers gemaak. Ja, ons kan goed skep. En dit is nie nodig om dit nou te skep nie, want ek het nie nou nodig om aardappels te skep nie. Ja, want dit die aardappels nou skep nie. Dat is aardappels, ja. Maar dat die dag kan kom, dat ons nodig het, daarom om te doen. Maar nou is dat nog steeds goed, want ons moet kyk, weet julle, net van interessantheid. Ons het gewoond, jy plant die lakkoekies net, en dan ryk jy, dat het groei, en jy moet mooi daarna kyk, maar kom wimmelpies, en alles goed, spijt, wat even alles, dat jy goed dan kan braai en van die dag. Nou sien ek, die mense is verstil braai, vat een swart sak. Ja, dit is ons. Maar rol ons op aan die kant op, gooi vol potting soil, maar dat hy omtrent so laag is. Dan vat hulle nou aardappels wat koffies het, sny die koffies net, trek 'n paar daar in, maak het lekker nat, net 'n paar gatjies in die water op het weer op die front net, en dan gaan hy uitloop. Soos hy hoor word, gooi hy nog sand by, rol die sand op, gooi nog sand by, word hy weer hoor, gooi hy lekker water, rol die sak weer op, hy swart sak is ons verhoog, gooi nog weer sand in, en aan die einde van die dag los jy hom, totdat gee mens sy water, die nodig is, totdat die water is nog gaan geel raak, dan sny jy die sak hier onder oop, ons het net 'n hoop aardappels raak.
God het ons wysheid gegee. Dis wyse. God het ons wysheid gegee. Ons sit goed te doen. Ja. Nou begin ou die goed raak sien. Net nog 'n ander interessante ding, ek maak die bed op my ding. Toe ek die bed opmaak, so wat sy het gesê moet, op van die bed opmaak. Toe ek die bed opmaak, toe hoor ek, of ek 'n nagte kom by my. Jy moet 'n reis gebruik, as nie al in 'n reis maak, van reis met die naam stoor. Toe gaan kyk, in Google, 20 jaar. my wagtig, jy kan enigiets maak met reis vir jy kan dit self fyn maak, jy kan die eie meel maak, kom dit op reis maak en fyn, en dit hou tot 20 jaar, en jy kan verlang, en jy broodjes maak met reis. Jy maak het fyn. Maak het fyn. Rouwreis. Nou sien jy hoe die Heilige Gees werk. Die oomblik as jy die kennis opdoen van dit wat kom, begin jy hierdie, wow, jy skielik weet wat jy moet doen, en waar jy moet gaan, en hoe jy jou lewe moet doen, en wat vir jou gaan werk voor jy. Dus gaan na 'n tyd, dit is nie meer kan wat is 'n eindtyd te doen. Alright, so ek wil hê julle moet net gesê, daar's woord, en selfs die mense wat profeteer dat Jesus gaan kom, en al hierdie eindtyd goed profeteer, hulle profeteer reg. Hierdie goed gaan gebeur, Jesus gaan net nie kom nie, want hy het klaar gekom. Hier sit ons. Ons is die Christus, ons is sy liggaam. Maar hulle profeteer reg, hulle sien reg. Hulle sien van ons kom. Moeilike tye kom. Maar niks met eindtye te doen, niks met Christus se koms te doen. Christus wil net hê ons moet onsself posisioneer en onsself regkry en voorberei vir die tyd wat kom. Vir Josef gesê, sê vir die man, bou stole. Stoor voorraad vir die tyd wat kom. Nou ons doen wat ons glo. En ons is besig om hierdie goed te doen. Die ons nou 'n puntjie gekoop vandag. En klaar ons. Daai, wat is hier daai solar puntjie, sonkrag puntjie. Want as dit wel wolke soos hulle maak is dit 14. Maar die ander tyd, dan gaan jy daai ding gebruik wat hier kom kraak. Okay. So nou gaan ons 'n breek maak. As julle ons gou kan help met die korak geskink, gaan chips, as chips daar as groot borde. Chips is uitgooi, daar's klein bordjies, so dat kan chips vat wat almal net kry. En in 'n bordjie sit dit eet die korak en dan gaan ek met julle praat oor die praktiese goed. Wat nou in ons land aangaan, wat nou in die wêreld aangaan, jy gaan verstom staan. Ons weet nie van hierdie goed, dis nie, so, okay. Right.